Goeiemôre aan almal, gaan dit goed? Baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Groot voorreg om saam met mekaar te wees en om die Here te kan dien. Ons gaan vanmôre voor ons begin, voor ons aankondigings maak, wil ons net sê baie welkom aan elkeen van u en die volgende wil ons onder die aandag bring, dat vanaand om 5:30 hier by die kerk, het ons 'n aandbyeenkoms. Nou laasweek, toe kom ons om te praat oor hoe bly ek in Christus en hoe groei ek in Christus. En toe neem die Gees van die Here oor. En ons het 'n fantastiese belewenis gehad, 'n tyd saam, terwyl ons aanbid en die Here geloof het. So ons gaan vanaand daaroor gesels en ons wil u uitnooi kom wees deel daarvan. Ons is so by 6:30, net na 7 is ons klaar en dan is daar nog genoeg tyd om by die huis te kom. Ons gaan vanaand ook na die diens 'n bietjie fellowship, ons gaan 'n bietjie koffie drink en dit net saam met mekaar geniet. Dan weer eens Dinsdag aand neem kennis woordskool. Woensdagoggend om 10:00 ons vroue bidtuur en ons manne bidtuur. En dan ook 7:00 die aand power hour. Dan donderdag al ons selgroepe wat plaasvind. So as u enige inligting daaroor wil hê, kom en praat asseblief met ons en ons sal u help om by een van hulle betrokke te raak. Vrydag aand frekwensie, 'n jeugbyeenkoms, so en dit is 6:30, so al ons jong mense, ons kyk uit om julle te sien. Dan ook volgende Sondag ons erediens en dan ook die aand ons aanddiens. Dan by die vroue bidtuur, hulle nooi al die vroue om Woensdag by hulle aan te sluit vir hierdie bidtuur, Bybelstudie, lofprysing, aanbidding en gebed. En so ook ons manne die oggend, nooi ons die uit, ons senior manne, om deel te kom wees van ons byeenkoms, om die Here se aangesig te soek en hom te eer. En dit vind plaas by Stanley Straat 13 hier in Kraaifontein. Al ons manne dan daar by mekaar. Dan, ons wil u ook vra as daar enige gebedsversoeke is deur die week, stuur dit asseblief na ons toe, of my of pastoor Alwyn, en ons gaan dit deurstuur na die groep toe, en dan bid ons saam vir al hierdie versoeke. Dan ons verjaarsdae, groot voorreg, né, om vanmôre Cornel, Staander Cornel, baie geluk met jou verjaarsdag. Staan net so vinnig, laat ons vir jou 'n lekker handeklap gee. Ja, om vanmôre saam met jou te wees. En dan die tweede, Tekla, Joubert Tekla is ook hierso. En ons gaan nou vir haar ook handeklap. Die derde, Ruben Williams en Doris Telly. Sy verjaar ook daardie dag. En dan Larushka Buick die 7de. Ons sê vir hulle baie geluk. Kom ons gee weer eens vir hulle 'n heerlike handeklap. Daar sy. Dan wil ons nou vanmôre baie geluk sê aan Rudy en Bianca. En hulle klein ding is gebore. Wanneer was dit? Woensdag. Die 25ste. Ja, sy naam is Benru. So ons sê vir hulle geluk vir George en Soekie, hulle is nie vanmôre hier nie, en dan ook vir Mickey en Dan, wat oupa en ouma weer eens geword het, en dan Niels en Karlien. Sy klein ding is ook gebore, en ons sê vir hulle baie dankie, dis klein Zian. En as hulle nou saam met ons is, sal ons hulle weer eens geluk wens. Dan wil ons vanmôre ook ons innige simpatie oordra aan pastoor Tommy
En tannie Wilma se broer is gister oorlede. En ons dink aan hulle vandag en vra dat die Here hulle sal troos, sal versterk, ook in hierdie moeilike tyd. En ons dink aan julle, hoor. Dan gaan ons vanmôre ook, wil ons bid, ons gaan intree vir ons mense wat siek is, wat gevra het, dat ons asseblief aan hulle moet dink. En dan ook gaan ons bid vir Abu Dhabi, Dubai. Nou wonder u het gesien, hulle was aangeval. En weet jy wat maak dit so hartseer is dat baie van u se kinders werk daar. Geliefdes wat daar in daardie land is. En daar's heel wat mense wat vra, pastoor asseblief, laat ons net intree vir ons kinders. En ons gaan dit vanmôre doen. Ons gaan die troon van die Here nader en hom vertrou om hulle ook te beskerm en te bewaar. Kom ons staan op en terwyl ons opstaan, groet iemand langs jou, voor jou, agter jou. Sê net baie welkom. Geniet dit saam met my. Hallo Richard. Prys die Here. Dan ook, as u vir die eerste keer saam met ons is, saam met ons kuier vandag, steek gou net die hand op. Daar's hande wat opgaan, ek gaan vir ons mense vra wat in diens is, en die gasvrouens, en ook van ons manne, om net, as u die naam sien, al wat ons wil doen is, ons wil vir u 'n oproepie gee om te sê baie dankie dat u vir ons kom kuier het, en ons wil net uitvind wat was die belewenis rondom die diens vanmôre. So baie welkom aan u ook vanmôre, en mag die Here u ryklik seën en geniet dit saam met ons. Ons gaan so staan en dan gaan ons vanmôre saam bid en die Here verheerlik, en ek gaan vir Andrei vra om vir ons te bid. Kom ons maak die oë toe. En daar waar jy staan vir 'n oomblik, sê net, Here, hier is ek. Ek wil U dien vanmôre, Here. Kom raak my aan, kom versterk my, en rig my gedagtes en my hart net op U. Here, ons wil U dankie, ons wil U loof vanoggend, my koning Jesus, ons kan wees vanoggend, Here. Vanoggend ek bid ook my koning Heer vir daardie lande in die Midde-Ooste, daar waar konflik besig is om te gebeur en wat die dinge daar gebeur in die Midde-Ooste, dan kan ons kyk ook na die Bybel, wat die woord van die Here vir ons sê, wat gebeur in die laaste dae. Here, en ek dink met alles gebeur met profesieë en goed gebeur, Here, maar ek bid vir ons Christene en mense wat daar oor see lande werk, Here, en mense wat ook U ken daar nie, dat hulle ook tot inkeer sal kom, dat herlewing sal plaasvind wêreldwyd, en dat die mense daar, Here, bewaar sal word, my koning Jesus, en hulle sal onder U dekmantel van die Here sal plaas, my koning, en ek bid vir daai lande. My koning, bid ook vir ons eie land hier in Suid-Afrika, Here, waar die lengte en die breedte, waar dit net uit die hand uitruk met, as ons sê, geweld en moord en allerlei dinge gebeur. My koning, dat ons terugkeer na die woord toe, en dat ons land terugkeer na die woord, en die wortels van waar ons begin het ons land, maar die Christenskap sal terugkeer, my koning. Ek bid vir ons land, ons kerke in die algemeen, dat die mense in die kerke ook na U toe weer sal terugkeer. My koning, om U waarlik te sal dien en gees en waarheid, my koning Jesus. Ek bid vir ons gemeente, Here, die groei in ons gemeente. Ek dank U voor, Here, dat ons sal seën vir ons herderspaar, sal seën vir pastoor en die leierskap van die gemeente. Wil ek bid dat die bloed van Jesus hulle sal trek, my koning Jesus. En ek bid vir die tafel vanoggend van die Here. Ek bid so dat ons sal dink wat U gedoen het vir ons in die kruis van Golgotha, ons vrygekoop het van sonde en van dood en van hel, my koning Jesus. En ek bid
vir die gemeente, my koning, elke besoeker wat vanoggend sal kom, dat jy welkom sal voel in ons midde, my koning Jesus, waar die geklank van die Heilige Gees is, my koning, ons orkes, ek bid vir ons gemeente in Jesus naam, dat U vir ons sal seën van krag tot krag, en dis my gebed in die groot en naam, die kragtige naam, in die naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Ons dien 'n groot en wonderbare God. Hy is onmeetbaar. Hy is ontembaar. Hy is foutloos en daar's niemand soos hy nie. En ons gaan vanmôre ons lof en hulde aan hom bring. Amen. Is u gereed? Halleluja. Onmeetbaar en ontembaar. Hy is foutloos en daar's niemand soos hy. the glory. Hallelujah. Give God
power in the name of Jesus. Hallelujah. Die beelden van die gekleed majesteit, die hele aarde juicht, die hele aarde juicht.
bid hom net 'n oomblik. Ons sê net vir hom, hoe lief is jy vir hom. Hierdie Jesus, die lam wat geslag is, wat op die troon sit. Halleluja. Dankie Jesus, vir wat u gedoen het, Here. Dat u ons gered het, duur gekoop het met u bloed. Ons aanbid u. Ons aanbid u. Ons aanbid u. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be I sing praises to your name. Let's give him praises this morning. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's give worship this morning. I give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Aanbid die Here daar waar jy staan vir 'n paar oomblikke net.
gee hom eer en aanbidding en lof. For your name is great and greatly to be praised. Ons aanbid U net vanmôre, Here, ons gee eer en aanbidding. For your name is great and we praise you greatly to be praised. Dankie vanmôre dat ons U naam kan uitroep, Here. Kan uitroep oor hierdie byeenkoms, die naam van Jesus. Die naam van Jesus. We call out the name of Jesus. Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. Dankie, Here Jesus. How wonderful is your name. Jy is wonderbaar. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Dankie dat ons vanmôre, Here, kan deel hê aan die tafel. En ons rig nou ons harte, ons rig ons gedagtes op U, Here Jesus, sodat U ons hart kan kom aanraak. Ons gedagtes kan vernuwe, sodat ons dit wat daarbo is kan bedink. Dankie dat U ons gees kom volmaak, Heilige Gees. To be filled with your Spirit. Thank you, Lord. Ons eer U vanmôre as ons God en Koning, ons Verlosser. Kan U sitplek neem, baie dankie. Baie dankie aan ons worship span, ons waardeer julle. En geseënd is julle in Jesus naam. Amen. Nie Bybels blaai asseblief saam met my na 1 Timoteus 1 vers 14. Sien daar, amen. Nog nie, pastoor wag. Elkeen van ons vanmôre ervaar, beleef, lees die woord met 'n ander bril. Ons beleef God se genade uniek. Maar elkeen van ons weet ook vanmôre dat God se genade is oorvloedig. Amen. Is net jammer dat ons baie keer optree asof die houer leeg gehardloop het.
Want ons raak klein gelowig. En die woord sê vanmôre vir ons in 1 Timoteus 1, ons gaan dit lees, hy sê, en die genade van ons Here was baie oorvloedig, met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Van laas naweek af het ons begin praat oor om in God te wees. En ons het uit 1 Johannes 5 vers 20 gelees en ons weet, die woord sê en ons weet dat die Seun van God gekom het om ons verstand te gee, en ons verstand gegee het om die ware, of die ander vertaling sê die waaragtige God te ken, en ons is in die waaragtige God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Baie groot boodskap. Maar weet jy, vir ons, vir my en vir u, as hy begin by vers 14 weer vandag, en ek wil hê jy moet mooi daaroor dink, stel jou gedagtes in, is en die genade van ons Here was baie oorvloedig. Nou die Griekse woord stel dit prompt uit, hy praat van oorvloed. Die genade van God wat oorvloedig oor ons is. Die 83 vertaling praat van, ons Here het my oorlaai met genade. Hy het my oorlaai. Maar nou weet jy wat oorlaai beteken, eintlik druk op sit. En God wil nie druk op jou sit nie. God wil jou juis bevry. Daarom die Griekse term vir my so baie beter, né? Van hy het baie oorvloedig met geloof en liefde en genade met my kom werk in Christus Jesus. Die Amplified sê super abundantly. Nou, dis 'n groot woord. Super abundantly and beyond measure. Beyond measure. Nou weet jy wat is die wonderlike van beyond measure? Is baie keer leef ons met hierdie gedagte dat God se genade half 'n bietjie 'n punt van breek bereik. Hy hou so 'n bietjie terug, jy weet. Net om vir jou te wys, hoor jy is nog steeds mens en jy is afhanklik van my. Maar weet jy wat se belangrikste en wat se mees interessante saak is dat ons geniet nie net, en ek wil die aandag fokus op hierdie houer vanmôre wat hier staan, sien nie, hy's pragtig skoon, nie, hy's vol water. En dit stel God se genade voor. Maar nou nog meer is dit, jy word nie net gevul met God se genade en jy staan in die genade. Dis wat oorvloedig beteken. You don't receive just grace, you are standing already in grace. Dis hoekom die kruis van Golgotha daar is. En nou sê mense, pastoor, jy weet die Here kan vir my niks doen nie. Want, jy weet,
Hy moet net genade skenk. My broer en suster, weet jy wat? Jy staan al reeds in genade. As God sy genade onttrek, dan hou jy op bestaan. You are in God's grace. If we ask for it or not, you are in God's grace. Ek is in God se genade, soos hierdie houer hier voor. Want jy sien, die ander houer wat ek nou wil gebruik, sien die hierdie houer. En ek is so dankbaar, Dylan het nie die waterhouer gevat nie, want toe ek hom neersit, toe sê pastoor, ek gaan die waterhouer vat. En dan beteken dit God se genade het weggeraak. Maar God se genade raak nie weg nie. Gelukkig nie. Anders sou ek geweet het wie het die genade gevat. Maar ek wil hê jy moet my hoor vandag. En Siena, kom staan jy hier by jou pa, asseblief. Sorry my kind, laat jou pa dit doen. Hou vir my die mikrofoon. Kan nie almal sien? Staan nog so 'n bietjie terug. Hou sy. Want weet jy wat gebeur? Ja, hou maar by pappa se mond. Ja, druk hom teen my mond. Daar is hy. Hierso. Want weet jy wat gebeur? Ons staan in God se genade en ten spyte van hoe jy leef en wat jy doen, maak God dit elke dag. Here, ek het genade nodig en my kind, my genade is vir jou genoeg. Dit loop nog steeds. Here, my genade, my kind, die genade loop. Of jy dit wil weet of nie, jy staan in genade en my genade vloei. Dis wat oorvloedige genade beteken. Dis verby genade dan. Ek wil dit so ver vat. Dankie my kind. Ek kan gaan sit. Ons het hierdie gedagte dat ons soms genade kan opgebruik. Sal nooit gebeur nie. Tot en met die dag wat die Here terugkom en sy kinders kom haal. En ons wegvat. Sal hy genade aan my en jou bewys. Oorvloedige genade. Nie net genade wat in my lewe invloei nie. Ek staan alreeds in God se genade deur die kruis van Golgotha. Beteken dit gaan net maklik gaan? Nee. Dit gaan nie net altyd maklik wees nie, maar weet jy wat? Dis hoe ek en u die omstandighede hanteer deur God se genade waarin ek staan in Christus Jesus. Die al agtergekom, u kan baie keer nie goed verander nie. God skenk ons egter, ons staan in daai genade en God skenk oorvloedige genade met geloof en liefde. En omdat ons geloof en liefde ontvang en ons daarin lewe, in Christus Jesus, werk alles ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. Dit werk mee ten goeie. Wie van u het al hierdie woorde gebruik? Here, ek verstaan nie nou nie. Het lyk my is net die pastoor wat dit gebruik het. Kom ons sê gou vir my, wie het al daai woorde gebruik? Dit lyk beter. Nou voel ek nie so alleen nie. Lord, I do not understand. Ek weet nie hoekom hy hierdie ding toegelaat het nie, ek kan nie sin maak daaruit nie. Maar ek weet, ek staan in u genade.
Hierdie genade is nie net vir die pastoor nie, het jy al agtergekom. Sê, jy weet, daai man van God wat die direkte lyn het. Ek het ook al gevoel die lyn is gesny. Kom ons is eerlik. Here, hoe nou? En na die tyd dan voel ons sleg. Ons kry skuldgevoel. Nou sê Here, maar wat nou? Dan moet ek besef, daar's genade. Jy het nog nie daai plek van perfektheid bereik nie. Ons lewe deur God se genade. En dis waar Paulus by vers 15 kom, hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Wat beteken vernaamste? Ja, dit kan dit beteken. Maar wie van julle het al gehoor, die wat voor in die koor staan? Die voorstes. Die met die hoogste prioriteit. Ek praat nie net van hoogste prioriteit van jou werk en van omstandighede of dinge wat jy probeer in plek sit in jou lewe nie. Die hoogste prioriteit van doen. En hier kom Paulus. Wat het Paulus gedoen? Hy het Christene vervolg. Toe was hy Saulus. Hy het Christene doelbewus vervolg. Hy het voor in die koor gestaan om die fout te maak. Dit was sy prioriteit van sy eie oortuiging. Nou sê vir my pastoor, ek het nie sulke prioriteite nie. Kom ek verduidelik gou vir u. Jy ry in 'n oggend, jy het jou seun by die skool afgelaai en 4 taksies skiet hier verby jou, 2 stamp jou amper, want hulle is op pad om geld te maak. En jy sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nee, dis nie ek nie, pastoor. Moenie vir my sê nie, een of ander tyd iewerste het u al 'n prioriteit gemaak om iemand by te kom. Ek sien nie glimlagte. Wonderlik. Paulus sê, ek het 'n prioriteit gehad om mense te na te kom. Ek was voor in die koor. Maar weet jy, ten spyte van daai fout wat ek in my lewe gemaak het, het ek al in die genade van God gestaan. Want die dag toe ek het nie verwag het nie, toe kom die Here en hy kom staan voor my. En hy sê vir my, Paulus, waarmee is jy besig? Jy sien ons prioriteite en dit wat ons wil bereik in die lewe, kom staan voor jou verhouding met Jesus Christus. Prys die Here, ek werk vir die Here. Is reg dat jy vir die Here werk. Is reg dat jy vir die Here iets doen. Hoe lyk jou hart? As jou hart nie reg is nie, is dit waarmee jy besig is, beteken dit niks. Nee, pastoor, maar nou nie dit, hoor vir my, dit beteken niks. Dit gaan geen effek hê nie, en dit gaan nie 'n goeie einddoel hê nie. Hoekom? Want jou fokus moet Jesus Christus wees. En hier sê Paulus dit. Hoe kan hy sê hierdie woord is betroubaar en werd om ten volle aangeneem te word, juis oor sy ervaring met Christus. Paulus kom en hy sit Jesus eerste. Nie dit wat jy moet bereik nie. Jesus eerste. En die res moet van daar af uitvloei na buite toe. Ek wil nie vandag vir jou vra oor, hoe is jou gesindheid teenoor dit,
van die kerk en ja, ek is op gevaarlike grond en wat jy beoefen nie, hoe is jou gesindheid en jou hart teenoor Jesus Christus? Mense sê, jammer pastoor, jy moet nie vir die pastoor jammer sê nie, jy moet vir die Here jammer sê. Och pastoor, weet jy, ek is so besig. Sê vir die Here jy's besig. Nie vir my nie. How's your relationship with God, the living God, the Almighty God? Ons vrees mense, maar ons vrees nie hom wat die siel in die hel kan werp nie. Jy leef vanuit jou oortuiging. Ek gaan kerk toe. My boetie, my sussie. Jy moet die Here wil tevrede stel. Jy moet die Here wil dien. En dis hoekom ek hier is vanmôre. Selfs ons pastore, ons raak so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge nie ten volle in ons lewens het nie. Ek sê dit met groot respek. Selfs Ananias kom bevestig, toe die Here met hom praat, en ek meen God praat met hom, sê vir hom, gaan bid vir hierdie Saulus. Hey, Here, ek ken nie hierdie ou nie. Hy is hier met volmag om juis hierdie voor in die koor storie te kom doen. Wat sê God vir hom? Ek verwag dit eintlik van jou. Ek sien, want wanneer ons op daai plek kom, raak ons vrees groter vir mense as vir God. En ek en u moenie 'n mens vrees nie. Ons moet lewe uit die genade van God uit. Ek staan in genade. So wanneer mense na my kyk, dan moet hulle eintlik sien. Hier staan die Here is in hierdie ou. Die Gees van God is in hierdie ou. En kyk die klomp engele rondom hom. Saved through grace. En nou sê hy, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys. Ek wil net gou hier op 'n plekkie kom. Barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste. Hoor jy wat gebeur? Dis nie meer ek wat vernaam is nie, hy word die vernaamste. Ek sit hom voor. Hy is die hoogste prioriteit van my lewe. En dan, iemand het eendag hierdie woorde gebruik, then you can cast your cares, but still not your responsibilities. Jy kan aan hom vashou. Jy kan die pad met hom stap. Want hy het die vernaamste geword in al sy lankmoedigheid. Nou lankmoedigheid beteken om baie geduldig te wees, uithou vermoë te hê, 'n vermoë om lank moed te hou, te verdra, te vergewe, dikwels gesien as 'n goddelike eienskap en 'n vrug van die Heilige Gees. Hy is die een wat die vernaamste, al sy lankmoedigheid is wat dit aan ons kom bewys. En so kan ek in hom lewe. 1 Johannes 1 vers 7. But if we really are living and walking in the light,
as he himself is in the light, we have true, unbroken fellowship. Yo. We have true, unbroken fellowship with whom? With one another. Hoekom het ons true, unbroken fellowship with one another? Because we have true, unbroken fellowship with Jesus Christ through His blood. Hierdie tafel sê vanmôre, daar's true, unbroken fellowship with Him. Wat hierdie tafel vir my sê. Maar pastoor, hoe kry mense dit dan reg om weg te stap of hulle verhouding met die Here te laat gaan? Dis hulle keuse. Dis nie God se keuse nie. Want hy skenk nog steeds genade. Staan in sy genade. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses and removes us from all sin and guilt. Keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations. Hoe so, pastoor? Want weet jy wat? Jy moet die vrymoedigheid hê om jou boetie te kan bel en te sê, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ag, my broer staan net sterk, hoor, trek jou gumboots aan. In die modder. Nee. My boetie, my sussie, ek hoor wat jy sê. Maak toe jou oë, laat ons bid. Here, ek kom en ek bring my boetie en my sussie na U toe. En ek bid die beskerming in die naam van Jesus. Die naam wat gegee is in die hemel en op die aarde. Die naam waarin mense gered word. Die naam waarin mense genesing ontvang. Die naam wat ek uitroep, waarin ek weet alles en almal is daarin opgesluit. Die naam van Jesus roep ek oor hom uit. En ek vra Here dat U sal beskerm, sal dra en sal versterk. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Want ons almal staan in God se genade. Amen. En dan kom hy in vers 17. Ek is amper klaar, hy sê hierdie vers is 'n lied. Dit was 'n lofsang wat die gelowiges van die begin af gesing het. In die woord van God het hulle dit al gesing. Paulus stuur dit hier vir Timoteus soos 'n lied. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God. Hy sê aan hom wat vir ewig koning is. Die koning wat vir ewig leef. Die koning wat altyd kan en sal verlos. Hoekom? Want ek staan in genade. Ek kan nie verstaan hoe gelowig is dit betwyfel nie. Dis nie net dat hy kan nie, hy sal verlos. Die een wat nooit verval of sterf nie. Bedorwenheid sal beleef nie, en bedorwenheid beteken iets wat bederf en nie langer geskik is nie. Het U al iets in die drom by die huis gegooi? En dan kom jy die volgende môre ingestap en daar's iets wat met jou gesels wat nie aangenaam is nie. Jy kom in en jy sê nie, ag, goeiemôre, julle, hoe gaan dit in hierdie huis? Almal kom in hulle gesigte, wat gaan hier aan vanmôre? Moenie vir my sê, dit het nog nooit met U gebeur nie. Hy sal altyd geskik wees. Hy sal altyd die een wees wat red.
Hy wie se dade oral gesien kan word. Hy wat alle wysheid besit, alwetend is. Die een wat tot in ewigheid gerespekteer sal word, vereer sal word, verheerlik sal word. Hoekom? Want hy doen dit deur sy almag, sy genade en sy liefde. Stort hy dit uit oor elke liewe mens, oor en oor en oor. As jy dink jy kan verby dit gaan, dan sê hy weer eens, as ek daai houer water mag vat, my kind, o Here genade, hier is nog, dit het nog nooit opgehou loop nie. You can never outgive God. Ek praat nie net van finansies nie, praat vanmôre van God se genade. Dis hoekom Paulus vir Timoteus hierdie opdrag gee om vir hom te sê, Timoteus, oor die Christene, sê vir hulle moet daaroor dink, hulle moet hulle self versterk in die Here, hulle aanspoor om aan te hou, want sy genade loop nog steeds. En dit maak jou vasberade om te dink dat jou siel gered is. En daarom kan jy die stryd hou. Jy kan die stryd stry. Die krag en die bonatuurlike werk kom net van die Heilige Gees. En om in Christus te wees. Met oorlaaide genade, geloof en liefde. Dis jou deel. Dis jou deel. Sê nou vanmôre vir jouself, die genade van God is my deel. Dis my deel. Wanneer laas het jy opgewonde geraak oor die feit dat die Here jou siel gered het? As jou siel nie gered is nie, wil ek vir jou sê, kom by ons uit, laat ons jou help, dat jy jou verhouding met die Here kan regmaak. Jou hart en jou lewe vir hom kan gee. Wanneer laas het jy net gedink, Here, hierdie wêreld kan vergaan, maar weet jy wat, ek behoort aan U. En die woord sê, as hierdie wêreld verbygaan, dan is ek in 'n plek wat nooit weer sal eindig nie, waar ek nooit weer honger gaan kry nie. Oom Tommy, ek gaan nie hierdie pyne en skete hê nie. Ek gaan nie hierdie oë hê wat nie wil saamwerk nie. Ek gaan nie 'n liggaam hê wat getuister word deur suiker nie. Hierdie hart het gaan skerp wees. Hy gaan die Here loof. Hy gaan lewe soos nog nooit van tevore nie. Weet jy wat, nou raak ek so opgewonde. I'm excited. Want selfs dit wat ek nie kon dink en in my hart nie kon opkom nie, wat ek nie kan besef nie, het God reeds gered gemaak. Want ek staan in sy genade. Hy is deel van my hart. Ai, pastoor, so jy maak nie meer foute nie. Die kerk is mos perfek. Gelukkig bly ek saam met mense wat weet ek is net mens. As ek in die motorhuis werk en ek vat die hamer en ek slaan my duim raak, dan sing ek, loof die Heer, laat die aarde daar's nie 'n manier nie. Wie van julle het al 'n vinger raak geslaan? 'n toon gestamp? Wie het al stryd en probleme gehad, wat jy gesê het, Here, ek weet nie of ek hierdie goed gaan oorleef nie. 'n bekommernis oor jou familie, jou kinders. Wil ek sê, God se genade is vir jou genoeg. Paulus het gepraat uit 'n belewenis, Johannes het laasweek geskryf uit 'n belewenis uit, omdat ek weet my siel is gered. Wat maak jou opgewonde? Ek wil hê vir 'n oomblik, kyk met jou oë, kyk na my, ek wil hê in die oë kyk. Kyk vir my. En ek wil vanmôre vir jou sê, dink vir 'n oomblik, wat die feit dat jou siel is gered, die prys is betaal vir jou. God se genade is genoeg vir jou.
Niks wat jy in hierdie dag doen, kan hom teleurstel nie. Kan nie sy liefde minder maak vir jou nie. Kan nie. Because there's love and grace and faith. Maak jou oë toe vir 'n oomblik. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en eerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die eer en eerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Staan saam met my. Omdat jy weet die Here se genade is genoeg. En hy jou versterk as dinge jou wil oorweldig, as sake jou wil oorweldig. Sê Here het my siel gered. En Satan weet jy die woord verklaar in Timoteus. Sy genade is oorvloedig oor my. Sy genade is oorvloedig oor my. In Jesus naam los wat jy mee besig is. Ek is onder die bloed van Jesus. Prys die Here. Kom ons sing dit en kom ons verheerlik die Here voor ons gaan nagmaal gebruik vanmôre. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aan die koning, aanbid die Here daar waar jy staan. Eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dankie dat U ons siele gered het, Here. Dank die Here daar waar jy staan. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. Here, dankie dat hierdie tafel dit verklaar vanmôre. Verklaar dat ons vrygekoop is deur genade. Here, en dankie dat U ons die kennis gegee het om Vader U beter te kan leer ken. En dit kom deur genade, geloof en U liefde vir ons. Here, vergewe ons dat ons aandag so baie gefokus word om dinge rondom U, sake rondom U, Here, rondom sukses.
Here, rondom dinge wat ons moet doen en moet gebeur. Help ons, Here, dat in oomblikke soos daardie, ons fokus op U sal wees. En ons sal besef, U genade is oorvloedig. Dankie dat U ons siele gered het. Dankie dat U my siel gered het. Ek is vrygekoop, vrygemaak, losgemaak. Dankie, Here. Dankie dat ons deel aan hierdie tafel vanmôre kan hê. En bo alles U naam kan verheerlik. Ek roep U naam uit, Here, vanmôre oor hierdie tafel. In Jesus naam. Amen. Richard, kom speel vir ons asseblief. Ek gaan vra dat die paartjies wat my behulpsaam gaan wees by die tafel na vorentoe sal kom. Almal wat gaan kom help. U kan die sitplekke neem. Asseblief. Terwyl Jesus aan die tafel met sy disippels gesit het, en hy eintlik vir hulle deur hierdie tafel gesê, julle gaan deel aan my kry, maar nie net deel aan my, dat my liggaam vir julle gebreek gaan word nie, maar dat julle ook die evangelie gaan deel met ander. Dit wat Jesus vir jou gedoen het, sê die woord, gaan deel dit met ander. En soms in jou lewe is daar oomblikke van breek wat plaasvind. En jy kan nie verstaan hoekom nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, neem kennis dat die Here sê, ek laat dit toe soms, sodat jy met ander kan gaan deel. So that you can share with other people what I did for you and for this world. So ook het hy die beker geneem. Hy het gesê, dis my bloed. En weet jy, dit het die Nuwe Testament vir ons kom vasmaak. Toe sê die Here hierdie woorde, hy sê, so dikwels as julle van hierdie brood eet, so dikwels. As julle van hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, verkondig julle my dood. Dis nie net dat Jesus gesterf het en jou vergewe het aan die kruis, opgestaan het sodat jy lewe kan hê nie, maar sodat jy kan besef, sy genade is nog steeds besig. His grace is still flowing in my life. En ek wil vir jou sê, onttrek jou nie van die Here af nie. Inteendeel, hardloop na hom toe met die stryd en die probleme van die wêreld. Hardloop na hom toe. Sê, Here, hier is dit. En ek neem my toevlug na U toe, want ek weet die genade vloei nog steeds. So dikwels as julle van hierdie brood eet, van hierdie beker drink, verkondig julle my dood. Verkondig julle dat ek iets amazings vir julle gedoen het. Jy kan dit baie keer nie eens met woorde beskryf nie. Maar dit is vir jou. It's for you. Nie, Satan kan vanmôre kom en instap in God se troonkamer en ons aankla nie. Want wat is Jesus? Jesus is, as ek dit so kan sê, ons advokaat wat intree.
En wat sê hy vir die vader? As Satan sê, "U kind het alweer hierdie ding gedoen." Dan sê Jesus, "Vader, sien my bloed." Vader, die genade is genoeg. En mag jy net vanmôre beleef, alles wat deur jy gaan, terwyl jy hierdie broodjie neem, jy sê, Here, dankie vir die bevestiging vir u genade. Genade, dat ek in geloof in u kan staan en guns kan geniet. Kom ons maak ons oë toe, Here. Dankie dat die genade nog steeds beweeg en vloei vanmôre. Elkeen van ons is op verskillende plekke in ons lewens, ons het verskillende uitdagings en bekommernisse. Maar ons gee dit vanmôre in u hand. Because we trust you and we love you. Want jy het ons eerste lief gehad. Here, ons het dit nie verdien nie, maar dankie dat jy ons kom red het. Dankie dat jy ons kom verlos het. Dankie dat jy besig is met 'n herstelproses in my lewe, in my geliefdes se lewens, in ons gemeente se lewe vanmôre. Dankie dat u 'n groot werk doen. Ons verklaar dit in Jesus naam. Amen. Jy kan begin beweeg, julle. Dankie, Here Jesus. Ek wil jy vanmôre vra, moenie met iemand langs jou bespreek en praat, jy kan dit na die diens doen. As jy daai broodjie ontvang en daai kelkie of die beker en sê vanmôre, as jou lewe vrygekoop is, dan sê Here dankie. As jy nog nie 'n definitiewe besluit vir die Here gemaak het nie, kom praat met my. Maar vanmôre wil ek ook vir u sê, dat as dit nog nie gebeur het nie, sê vir die Here dankie vir sy genade. Here, dankie vir genade wat aanhou vloei. En die genade sê vir my dat ek is nie vergeet nie en ek is ook nie verlaat nie. Ek is nie gelos nie. So baie keer sê ons hierdie woorde, ek is aan my eie genade oorgelaat. Ek wil vir jou sê, stop vandag met dit. Jy is aan God se genade oorgelaat.
Dis in God se hand. Dankie, Here Jesus. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here Jesus. Halleluja. O, U genade. Halleluja. En halleluja. Kom ons sing dit saam. Halleluja. Neem ek elkeen die broodjie staan saam met my vanmôre voor die Here. Halleluja. Kom ons sing dit. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here Jesus. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here. Ja, halleluja. Dankie, Here, dat ons in genade staan voor U nou. Dankie, Here, dat ons vrygekoop is, die prys is betaal. Die werk is klaar gedoen, Here. Ons kan niks bysit en niks wegneem nie. Is klaar gedoen. Ons eer U daarvoor. Dankie vir die liggaam wat vanoggend verklaar en die bewys is dat ons vrygekoop is. Dankie ook vir die bloed wat die bevestiging is en verklaar dat ons 'n Nuwe Testament ontvang het, dit beseël het in Jesus naam. Kom ons gebruik ons broodjie.
dankie vir die bloed. Kom ons gebruik ons kelkie vanmôre. Gaan vra dat die orkes na vorentoe gaan kom. Kom ons sing saam. Dankie Jesus. Oh, dankie Jesus. Ja, dankie Jesus. Oh, dankie Jesus. Dankie Jesus. Prys die Here, ons eer U daarvoor. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie vir hierdie tafel, Here. En terwyl ons hier weg beweeg vandag, Here, dat ons sal weet U genade is nog steeds besig om te vloei. En niks is te groot by U nie, want Paulus self het verklaar, dit wat ek vir julle sê is waar, dis eg, jy kan dit aanneem. Hy het ons vrygekoop. Hy het ons siele kom red. En ons kan voluit lewe. Here, dat ons in hierdie dag ons aandag sal fokus, nie op die dinge wat dalk rondom ons so seer moet gebeur nie, maar op U. En dat ons sal sien terwyl ons dit doen, en U vertrou, hoe dat U sake verander, hoe dat U ingryp, hoe dat U beskerm, en hoe dat U versterk en genees. Dankie dat daar groei kan wees, dat ons in ons kennis van U kan groei, dag na dag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gaan 'n loflied saam sing. Die orkes gaan ons lei. Baie, baie dankie. Death has lost its victory, and the grave has been denied.
Gaan in die vrede van die Here en weet sy genade is oorvloedig oor jou lewe. Onthou vanaand 5:30, kom en join ons. En as jy voel jy wil 'n kortbroek in plakkies of tekkies aantrek, is jy meer as welkom. En ons praat vanaand oor om in Christus te bly en hoe kan ek groei in Christus. Baie dankie, seën vir u.